Goeiedag, vandag is donderdag 13 Maart. Ons stap hierdie week saam met die tema van gestroopdheid. Ek lees vir jou vandag Eksodus 20 vers 17. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vandag se tema is gestroop van begeerte. Binne in my menswees skuil daar iemand wat konstant sy eie begeertes wil bevredig. Ferdinand Duys skryf oor hierdie tema die volgende: begeerte is eintlik net die dun laagie verf wat die gesindheid wat ons in ons hart werklik is, toemaak. Begeerte gaan in die eerste plek oor die gesindheid van ons hart, om iets te wil hê wat aan iemand anders behoort. En in die tweede plek, as jy dan planne maak om dit in die hande te kry. Wat God aan iemand gee, behoort aan hulle en mag nie begeer of gevat word nie. Met ander woorde, ons moet gereeld daaraan herinner word om vergenoeg te wees met wat ons het. Want begeerte is die moeder van alle sonde. Daar is baie voorbeelde in die Bybel van mense wat ook sonde gedoen het as gevolg van begeerte. Isebel en Josef, Kain en Abel, Jakob en Esau, wat in sy begeerte na lensies op sy eerste geboortereg verkoop het. Dawid wat Batseba begeer het en met haar oorspel gepleeg het, uiteindelik Uria vermoor het. Nog so 'n verhaal wat lees ons in 1 Konings 21 en dis die verhaal van Nabot se wingerd. Dit kan duidelik gesien word in die lewe van Agab, wat Nabot se wingerd begeer en toelaat dat Isebel hom laat vermoor. In sekere sin word 'n mens na sy hele lewe deur jou drange, begeertes en liste beheer. Byvoorbeeld die begeerte na kos, klere, besittings, vriende, aanvaarding. Om iets te begeer op sigself is nie verkeerd nie, omdat die mens ook die goeie kan begeer. Dis normaal om te begeer om te kan eet, klere te hê, 'n skuiling te hê. Dis tog basiese menslike behoeftes. Maar hoe kom ek los van verkeerde begeertes? Gelowiges wat deur moeilike tye gaan, beleef dikwels die gestroopdheid van begeertes. Dit is asof die vuur van beproewing ons soos goud suiwer. Van watter sondige begeertes moet jy gestroop word? Wat is daardie drange wat jou gereeld laat struikel? Raak vandag bewus van hierdie dinge wat jy verkeerd begeer. Kom ons bid saam. Here, ek bely vandag voor U al my sondige begeertes. Stroop my asseblief van hierdie onnodige begeertes wat nie noodwendig vir my lewe tot seën sal wees nie. Amen.